nat en koud. Lekker. Maar dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Ons is 'n ekstra man en vrou, ekstra tyd vir mekaar se vanmôre. En sissies, as jy 'n sissie of 'n ma of 'n tannie het, sit jy ekstra tyd vir hulle vanmôre. Amen. Maar ons is dankbaar om in die huis van die Here te wees. Kom ons staan saam. En dan terwyl julle opstaan, sê vir hulle of een of twee dalk, ware armpies warm. Ons gaan vanmôre lekker warm sing en die Here se naam loof en prys. Want dit is 'n voorreg om ons in die huis van die Here te wees. Amen, Gideon. Amen. Sa woorde. Kom ons sing lekker saam. Vandag gaan ons lekker tjeboela en is koud. Ons gaan lekker rondspring en dans en die Here loof en prys en al die eer net aan hom gee. Amen. So dis Augustus maand, jy kan sien die verhoog is bietjie mooi opgemaak, royalty, vrou wees. Jy is trots op om 'n vrou te wees. Dis 'n spesiale roeping in kombinasie van sagtheid, van wysheid, van liefde en eerbaarheid. En ons is dankbaar vir elke spesiale vrou wat sterker haar kleed maak en kan lag oor die dag wat kom. Dankie vir die verskil wat elke vrou maak en dankie dat die wêreld 'n beter plek is as gevolg van jou wat daarin is. Mag elke vrou Vrouedag geniet. Kom ons gee vir hulle goue hande. En dan is daar verjaarsdae in die huis. Tannie Eloise. Wie het nog in Augustus verjaar? Kan julle gaan almal gaan staan? Tannie Eloise, jy moet opstaan. Jy moet opstaan. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande. Baie geluk en julle het geseënde verjaarsdag gehad. Jy mag nog maar sit, my man, hoor. Die afkondigings is as volg. So, ek het gehoor, die Golden Oldies het weer 'n lekker samekoms, 13 Augustus, dis donderdag, om 10 uur. Julle kan asseblief julle R30 inskrywings by die lyn gee daar agter. Die lyn is terug, die lyn, welkom by ons weer. Dis lekker om julle te hê. So, daar gaan lekker geëet word, brood, konfyt en sop en al daai lekker dinge, terwyl ek in die werk staan, sal ek dink aan julle. Julle moet dit geniet.
So Saterdag wat kom, die 15 Augustus, het ons prayer drive-through. Mense, ons het nog hande nodig, ons het mense nodig om net saam te kom, om 'n vlaggie te waai, om 'n bordjie vas te hou. Ons is daar van 9 uur tot 12 uur. Gee jou naam op as dit vir ons by Koos of by myself. En dit gaan net lekker wees, mense gaan net indig wie van hulle motor kan inkom, kom stop en dan kan ons vir hulle gebed doen. Die 23ste Sondag gaan dit die aand 'n Bybel vasvra, die broodjie aand wees, waar elkeen net ietsie bring om te eet. En dan die einde van die maand, die 30ste Augustus, is ons praise and worship aand. Kom, dat ons saamkom, die Here loof en prys en dit ook geniet. En dan, as jy 'n instrument kan speel, Verushka is die persoon om te kom speel. Daar sy. Ons is op soek na musikante. En dan, volgende maand, die 13de September, die Sondagskool muntinsameling. Asseblief julle, maak so lank julle munte bymekaar, sodat ons dit kan opbring vir die Sondagskool. Alright, en dan elke Dinsdagoggend 10 uur en Woensdag aand om 7 uur is die gebed, wat ons ook bymekaar kom. So ons het elke Sondag het ons nog sover Pastor Jaggie vir ons woord gebring oor die Heilige Gees. Die trooster, wat ons lei, wat ons leer, die Gees van waarheid, die Gees van genade. Die Heilige Gees wat jou herinner aan God se woord, jou in die waarheid lei. Die Heilige Gees, die Gees van genade, hy bring God se onverdiende guns, vergifnis en krag in ons lewe. En wanneer ons in Christus is, ontmoet waarheid en genade mekaar. En deur die Heilige Gees in jou en my. Maak die Heilige Gees jou beste vriend, dat die Heilige Gees ons elkeen lei in alles wat ons doen. Want ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Kom ons sluit die oë. Maar Vader, baie dankie. Dankie vir die voorreg wat ons weer het, die dag wat ons het om net in die teenwoordigheid weer te kom staan, Here. Here, dankie vir die seënwater wat uit die hemel uitval vanmôre. Maar Vader, mag die Heilige Gees ook so vloei deur ons elke een hier vanmôre. Stil staan by elke hartklop vanmôre. Verkoop so ons siel, Heilige Gees. En mag die vuur weer brand in elke een van ons. Mag ons die uitgang verander as wat ons hier ingekom het vanmôre. Seën ook so die prediker se lippe. Seën ook so die musiekspan. En mag elke iets wat ons doen vanmôre in hierdie plek, Here, aangenaam wees. En alles tot eer en verheerliking van die groot naam. Ons loof U, prys U en eer U, want daar is niemand soos U. Amen. Amen. So nou gaan ons opstaan, lekker loskit, almal moet nou opspring, want ons gaan nou Jabula vir die Here, kom ons staan op en ons kry ons offerande reg, want ons is ons dankbaar vir dit wat ons het, want dit behoort in elk geval nie aan ons nie. So kom ons gee terug vir die Here en ons gee dit met 'n dankbare hart. Amen. Kom ons gee vir die Here lof op. Halleluja. Amen. Die ons kan beter doen as dit. Kom ons gee vir die Here lof op. Halleluja. Kom ons sê wat ons saam. Vader, ons eer U. Vader, ons
Al die lof en al die eer kom om te vermogen. Hy is so goed vir ons, julle. Wat 'n geseënde tyd het ons in gister gehad as dames. En die Here se naam groot te maak. En vanmôre daag julle daai vrouens uit wat gesing het. Want julle sing volle bors vir die Here. En ek is so dankbaar om dit te kan doen. Maar weet jy wat, God is lief vir jou. Net soos wat jy is. So kom ons prys die Heer. Hy is die een op wie ons wag. En ons gee hom al die lof en al die eer vanmôre. Halleluja. Yes, my beste. Yes, my God. Hy is my God en hy is my Heer. Die een op wie ek wag. Yes, my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos 'n maas onverskillend, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, prys die Here, prys die Here, prys die Here, wat lewe, prys die Here.
faithful rises, we wait upon you. We will wait upon you. We will wait upon you. Strength arises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. How old, how strong we live. You are the everlasting God. The everlasting God, you do not fight to grow weary. You're the defender of the weak. You comfort the needy. You lift us up on wings like eagles. Strength arises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength arises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. How old, how strong we live. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not break to one, oh, weary. You're the defender of the weak. You comfort those needy. You lift us up on wings like the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those needy. You lift us up on wings like eagles. Ja, Here, ons kom en loof en prys die groot en wonderlike naam. Here, U is ons vesting. Here, U is ons sterkte. U is ons hoop, Here. Here, ons kom met alles wat ons het vanmôre, Here. Is ons hier, Here, om te kom net onsself te kom oorgee aan U vanmôre, Here. Al die lof en al die eer kom U toe, Here. Ons prys die groot en wonderlike naam, Here. En Here, U is werklik hier op wie ons wag. Dankie vir die Heilige Gees wat saam met ons is dag te dag, keer op keer, oomblik by oomblik. Wat ons lei en ons help. En vanmôre kan ons die naam net groot maak en verheerlik. Vir hoe goed U is vir ons, Here. Ons prys die naam daarvoor. Halleluja. I lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the
vanmôre sê dankie vir die goedheid en teenwoordigheid, Gees van God. Dankie dat U hier in ons midde is, in ons harte, na ons die tempel van die Heilige Gees. Ons bid dat die Heilige Gees sal manifesteer en sal werk in ieder hart en gedagte, Here, verfris ons, versterk ons, help ons om in die weë van ons God te wandel en sy naam te verheerlik. Dankie vir almal wat vanmôre gekom het. Ons bid, Here, dat die goeie Gees ons sal versterk tot eer van U naam. Dankie daarvoor. Here, seën ook almal wat krank is, wat nie wel is nie, spesiaal vir pastoor Theo, Here, bid dat U hom aanraak, hom die Gees versterk. Ook almal, Here, wat vanmôre nie hier kon kom, omdat hulle pyn het of nie goed is nie. Here, ons bid dat U seën op hulle sal rus, asseblief. Bind ons saam as 'n gemeente, Here, in 'n band van eenheid, in 'n band van liefde. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, hier is 'n plek nou. Lekker om julle almal hier te sien. Loof die Here vir sy goedheid. Dis die woord van die Here weer vanmôre kan deel met julle. En dis vir my 'n groot voorreg. Dank die Here vir die geleentheid. Ons skrifgedeelte kom vanmôre uit Johannes hoofstuk 1. En ons gaan met u deel vanmôre oor die Heilige Gees, die Gees van genade. Ons het 2 weke terug gepraat met u oor wie die Heilige Gees is. Hy is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. God is Gees. Die Here en die Gees is een, waar die Here is, daar is die Gees. Dis maar net hoe dit is, God is Gees. En ons het ook gepraat oor wat hy vir ons kom doen. Hy kom herstel alles wat ons verloor het deur die sonde, val en deur Adam, soos Romeine hoofstuk 5 vanaf vers 18 vir ons leer, van vers 12 af, hoe deur die een daad van gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, hy die sonde oorbrug het en vir ons genade kom gee. Halleluja, waar die sonde weer geword het die genade nog. Nee. So dank die Here vir genade. Halleluja. Prys die naam van die Here. Toe het ons nou laas Sondag met u gepraat oor die offer wat ons Here Jesus gebring het as hoëpriester en middelaar van 'n beter verbond, 'n nuwe verbond, hoe hy deur die ewige Gees homself aan God sondes met geoffer het. En dis 'n opsomming van Hebreërs hoofstuk 9 en die punt wat hy daar wil maak is dat die bloed van Christus Jesus ons Here, hoeveel te meer sal dit nie ons reinig van alle sonde en ongeregtigheid en dooie werke nie. Halleluja. Dit alles sê vir ons een ding, ons is op die wenpad. Die Here is ons oorwinnaar. Loof die naam van die Here. Halleluja. Nou, is het maar moeilik om hierdie kerk te doen. Want partykeer dan sê die lyn vir my, ja, jy het net met daai boek gepraat. En nou praat ek hier so lekker met julle. Nou sê ek maar, daai ou is 'n af. Julle moet nou maar uitverskoon. Jaco, as ek nie heeltyd daar na julle toe gaan nie. Maar as ek so toe gaan, moet ek is persoonlik hier. Halleluja, loof die Here. Ag, die Here is so goed vir ons. Prys sy naam. Okay, kom ons lees in Johannes hoofstuk 1. Net 'n paar verse. Vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Sê saam met my, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het
het ooit God gesien. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Amen. En wat verklaar hy? Genade op genade. Paulus kom en hy sê, ek is wat ek is deur die genade van God. Dit is absoluut nie so. Jy weet, wat jy vandag, wat ek vandag van die Here weet, is wat hy uit genade aan my geopenbaar het. Wat hy deur sy Heilige Gees en deur die woord aan my geopenbaar het. Halleluja. Ek dink dis so belangrik dat 'n mens altyd die Here moet bid vir 'n opening van jou verstand, van jou gemoed om te hoor wat die Gees van God vir jou wil sê. Wanneer jy boek vat, wanneer jy jou tyd afsonder met die Here. Elke Christen moet tyd afsonder met die Here. Jy kan nie net van Sondag tot Sondag in die kerk gaan, maar jy moet elke dag jouself toewy aan die Here, deur gebed tyd te maak om die woord van die Here te lees en stil te word. Jy weet, dis soos geestelike asemhaling. Jy weet, jy moet, en dan wanneer jy by daai plek kom, is dit so belangrik dat 'n mens vir jou 'n oop gemoed sal hê. Dat dit nie net 'n ritueel is, dat dit nie net 'n gewoonte is wat jy net vanaf wil doen sodat jy jou plig gedoen het nie. Dit moet 'n tydjie wees van gemeenskap met die Here, waarin jy hoor wat hy vir jou sê en wat hy hoor wat jy vir hom wil sê. Jy weet, en dit is hoe dit moet plaasvind. So, die grondslag is die begrip versoening. Versoening, nee. Jesus Christus sy lewe gegee, sodat ons versoen kan word met Vader. 2 Korintiërs 5 handel oor daai wonderlike ding dat die Here ons versoen het met hom. Hy het die wêreld met homself versoen deur Jesus Christus vir ons te stuur. Johannes 3 vers 16 ken ons almal. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis alles sodat ons versoen kan word. Versoen kan word, nee. Dis allemaal 'n mooi woord, 'n Afrikaanse woord, versoen, hè. Dis mooi. Loof die Here, soen, versoen. Dis reg. Eendag, ek onthou, die ons sal het, hy vir my, ek het hier jare terug gepreek oor versoening, en toe vra ek vir die manne, soen julle nog, die egpaar, soen julle mekaar, jy weet, want as jy nie meer mekaar soen nie, dan is jy nie versoenlik nie. Is dit nie reg? Reg. Jy moet nog, dit is daai twee, daai ontmoeting met mekaar, in die gebaar van 'n soen, 'n innige soen. Nou ja, in elk geval, ons gaan nou nie veel daaroor sê nie. Ek wil nou nie die boodskap na daai kant toe gaan laat vat nie, maar om te versoen teken God, soos die verlore seun. Die verlore seun, die Vader het na hom toe gegaan en hom omhels en hom hartlik gesoen. Is dit nie mooi nie? Wat is dit die teken van die Vader? Dat ek wil versoen wees met jou. Kom jy wat so gedwaal het, kom terug, ek is so bly. Jy was dood, maar nou lewe jy. Gee hom alles wat jy nodig het. Ons God is groot en goed, is dit nie so nie? So ons praat van jou vertikale verhouding tot God, is dit reg, daai verhouding moet jy altyd heilig ag, reg ag, moenie afdwaal nie, moenie die Here teleurstel nie, moenie sy gees bedroef nie, moenie hom weerstaan nie, moenie koppig raak nie, moenie dink jy's eie wys, jy weet beter as wat sy woord vir jou sê nie. Volg die Here volgens die woord en jy gaan nie verkeerd gaan nie. Maar versoening strek wyer, strek op 'n horisontale vlak, nee. Dit is my medemens. En ons het baie voorbeelde daarvan in die skrif. En want ons
volgens die skrif moet ons mekaar aanvaar. Soos Christus ons aanvaar het, so moet ons mekaar aanvaar. Romeine 15 sê vir ons, hoe ons mekaar moet aanvaar, jy weet, en hoe ons mekaar moet vryspreek, hoe ons mekaar moet bemoedig, hoe ons mekaar moet verdra, versterk, blymoedig, bemoedig en vermaan en alswaan. So, jy en ek het mekaar ook nodig om vir God te lewe. Dis reg. Jy weet, daai gedagte van, joh, ek moet my heeltemal afsonder van die wêreld, daai ou wat daar bo op die berg sit, en hy wil nie kontak hê met enige iemand, dat hy nie besoedel raak nie. Dis nie wat die woord van die Here sê nie. Ons het mekaar nodig. Ons moet hier tussen die wêreld die boodskap van Christus uitleef. En dis 'n boodskap van versoening en vrede. Soos die skrif ook sê, wat julle betref, leef in vrede met alle mense. Amen. So vanmôre wil ons nou bietjie kyk na hoe die gees van genade wat ons van God af ontvang het, ook deur ons kan werk na ander mense toe. Is dit reg? Want wat God vir jou gedoen het, moet nie hier by jou stop. Dis baie belangrik om altyd daaraan te dink, nee, dat dit stop nie by my nie. Want die gees wat God nou in my hart stuur, hy is mos nie 'n dooie gees nie, hy is mos 'n lewende gees. Waar die gees van God is, daar lewe dit. Amen. Hy verander my, hy onderrig my, hy troos my, hy bemoedig my, hy versterk my. Dis mos alles wat die Heilige Gees doen. En een van die belangrikste dinge wat die Here my wil leer, is om ook genade te gee. Soos wat ek genade ontvang het, so moet ek ook genade gee. En dis 'n verskriklike belangrike beginsel. Kom ons lees in Matteus hoofstuk 18. Die hele Matteus hoofstuk 18 handel oor ons menseverhoudings. Nee. En ek gaan dit nou vir u voorlees. Luister mooi en as jy kan, volg dit in jou eie Bybel. Van vers 15 af. En as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonden wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonden wees. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Nou, laat ek net onderbreek, die ou Fariseërs het geleer 3 keer, nou is het genoeg. En nou kom Petrus en hy maak dit dan nou 'n bietjie amper dubbel, jy weet, 7 keer, dis dan maar ver. Maar hoor wat sê die Here? Jesus antwoord, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Met ander woorde, altyd. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. Nou gee die Here vir ons 'n voorbeeld. 'n voorbeeld van wat nou gebeur. Hy vertel nou vir ons hierdie mooi verhaal. Luister mooi na hierdie verhaal. Hy sê toe hy begin afreken, word daar een aan hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. Mense, dis 'n onmeetlike, dis tonne goud. Dis tonne. 'n talent is omtrent
sê maar omtrent 50 kilogram swaar. 10.000 sien, dis nou tonne. Verstaan jy, dit is geweldig baie. Okay? En omdat hy nie kon betaal nie, vers 25, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, dit betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig hom voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, ek sal nie alles betaal. En die heer van daai diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgestel. Wow! Maar toe daai diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 pennings skuldig was, het hy hom in die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sê jou alles betaal. Maar hy wou nie. Hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerk, totdat hy die skuld sou betaal het. Toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. Hoekom was hulle bedroef? Want dit is mos nie reg nie. Dis mos nie reg nie. En hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, gou slegte diensknegt. Al daai skuld het ek jou kwytgestel omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynige sodat hy sou betaal het alles wat hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredings vergewe nie. Let op mense, as jy nog nie hierdie tekste gemerk het nie, dan is die klem hier vers 33. Vers 33 sê, moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het. Sien jy? Nou dink net, hoeveel barmhartigheid het jy van die Here ontvang? Hoeveel barmhartigheid het jy van die Here ontvang? Dat hy jou van al jou sonde skuld gekwyt het en vrygespreek het. Want hoe sê jy dit kon betaal in elk geval? Wat sal lospryse jy aanbied vir jou siel? Daar is die Bybel sê, daar is nie 'n manier wat jy 'n losprys kan by mekaar kry vir jou siel nie. Dis net die bloed van die Here Jesus Christus, sy heilige, kosbare, reine lewe, die lam van God, sonder gebrek en vlekkeloos wat vir ons gestort is. Dis daai bloed alleen wat ons kan vrymaak. Dank die Here daarvoor. Nou kyk net van waar het die Here nou gekom van die hemel af, mens geword. As jy mooi daarin dink, hoe kan jy nou 'n prys sit aan dit? Dis soos hierdie 10.000 talente, dis 'n onmenslik, daar's nie 'n moontlikheid dat daai ou ooit iets sou daarvan regtig kon betaal nie. Dis hoekom hy gekwyt was daarvan. Jy sien, hy sou in 1000 leeftye nie daai skuld kon betaal nie. Ek weet nie wat hy daarmee gemaak het nie, in elk geval. Maar in elk geval. Nou, in elk geval, kom ons praat nou hieroor. Ouers, net om te sê, soos wat jy en ek genade van God ontvang, moet ons genade. Amen. Dis so belangrik. En let op dan vers 35, wat sê hy? Hy sê, as julle nie elkeen sy broer van harte, sê saam met my, van harte, sy oortredinge vergewe. Nou is ons lewe in 'n stikkende wêreld, in 'n gebroke wêreld. Mense, daar's misverstande, daar's goed wat gebeur, daar's skelms, daar's bedrieërs, daar's mense wat
Jy gaan eenvoudig op 'n plek kom waar jy nie net een keer nie, maar baie keer iemand moet vergewe. Dit is so. Dit is absoluut so. As jy met mense te doen het, op die werksplek, of waar ook al, in die kerk, oralste, gaan jy deur mense dalk misbruik word, of ingedoen word, wat ook al. Jy gaan op die plek kom, waar jy gekonfronteer word met vergifnis. Dis verseker. En hoe hanteer ek dit? Hoe hanteer ek dit? As ek nie die gees van God het nie, nee. As ek nie die gees van genade het nie, dan kan ek so maklik 'n ou suur, onvergenoeg, belaste, siniese persoon uitdraai nader. En ek kan na die mensdom kyk en sê, dis nie waar ek wil wees nie. Is dit nie so nie? Maar die gees van God, die gees van genade, wanneer jy aanbid, en jy draai hierdie dinge op, want die oomblik wanneer jy jou knie met so swaar hart buig, wat gaan opkom? Hierdie goed wat jou pla. Want jy praat ons met die Here daaroor. Is dit nie so? Jy wil ons jou lewe skoon hê. Jy wil ons hierdie vertikale verhouding reg hê. Ten minste dit moet reg wees. Okay? Maar dit, jy weet, as jy sonde gedoen het, want onthou, jy is nie perfek nie. Ek is nie perfek nie. Ek het nou weer dalk wetend of onwetend iemand anders te nakom, misverstande alle goed. Nee? So ek moet ook kyk waar ek dalk iemand te nakom het, of gesondig het, of iemand iets skuld, en ek doen niks daaromtrent nie. En so, jy moet reg lewe. Maar hoe gaan ek reg lewe? Deur die krag van die Heilige Gees, die Gees van genade. Dis genade, ek jou vertel, dis genade. En om iemand te gaan vergewe en vry te spreek, is genade van bo. Prys die Here. Maar dink nie, as Vader nou afkyk na my en jou, nee. En hy sien, dat ek is bereid, en ek praat met hom daaroor, en ek gee vergifnis, en ek vra genade, en ek vra dat sy Gees met my sal wees om dit in my binneste, dat ek dit kan verwerk in my verstand, in my gemoed, en alles dat ek net kan skoon voel, en weet, nou maar right, ek beskou dit as afgehandel, ek spreek hierdie persoon vry. Vader sal sê, ek is so bly daaroor. Dis die Heilige Gees wat jou gehelp het. Heilige Gees help jou om vry te spreek. En beteken dan begin jy nou net met hierdie gebed van vergifnis en sê, Here, ek vergewe daai ou en so, net môre oor môre dan gebeur daar weer ietsie of wat ek al ja. Dan moet jy weer gaan. En maar wie wat op die ou einde dan gee die Here jou daai deurbraak. En jy voel nou in jou hele gemoed, ek is nou vry. Ek dink hier ding is nou afgehandel, jy weet. En wie wat, en dan kom die duiwel op die keer en hy stoot jou 'n bietjie op. Jy hoor weer iets van dit of jy neem weer kennis daarvan en dan vervars daai hele ou seer ding weer omtrent dit. Maar weet jy wat jy dan doen? Dankie, jy sê, dankie Here, ek het 'n aantekening gemaak op daai dag en so het ek nou hierdie vryspraak gegee. Ek staan daarby. Ek gaan nie weer besoedel raak met wrevel en hatige gedagtes omtrent dit, dat of die ander nie. Praat ons nou prakties mense. Is dit nie so nie? Mens moet dit deurwerk. Jy moet vergifnis en genade wat jy moet gee. Nie in jou eie krag nie, want dit is nie lekker, dit is nie maklik nie, maar deur die Gees van die Here, die Gees van genade. En dis hoekom jy so afhanklik moet wees van die Heilige Gees.
absoluut afhanklik. Jy moet weet, jy wandel met hom, hy is by jou, hy is met jou, hy is in jou. Jou liggaam is 'n tempel, hy is in jou, hy is by jou, met jou. En jy kan altyd 'n beroep maak en sê, Heilige Gees, help my nou hierso. Asseblief, Heilige Gees, help my hier. Help my hier. Dat dit niks my vrede met U sal verstoor. Jy sien, want die maatstaf van is vrede. Dis nie so. Jy sê jy moet in vrede leef met almal. Maar as jy hierdie ding het wat kook in jou gemoed, dan het jy mos nie vrede nie. Maar jy kry alleen vrede wanneer jy dit regtig aan die voete van die Here neergelê het. En dat jy met daai persoon of persone of instansie of wat ook al vrede kan maak. Dis die Gees van genade. Halleluja. Maar kom ons vat hierdie gedagte nou 'n bietjie verder. En ons praat oor verhoudings binne in die gemeente. En dan kom ons na Filippense toe. Ek gaan net 2 skriffies vat gou na Filippense en Kolossense. En dan kyk ons waar daar staan. In Filippense hoofstuk 1 vanaf vers 27 gaan ons nou lees hoe Paulus nou praat met die Filippense. Nou die Filippense gemeente was 'n baie geliefde, hulle het 'n baie besonderse verhouding tot Paulus gehad. Jy sien dit in die brief. En jy hoor ook van Epaphroditus, hulle afgevaardigde wat, ek onthou nog Dr. Lemmert Du Plessis het eendag van sy boodskap gebring oor waarvanaf van Filippi af tot in Rome, hoeveel see hy moes oorgaan. Het omtrent 6 maande gevat om daar te kom, om die gawe te bring wat hulle vir hom gestuur het daar in toe. Amazing, nee. So hy het 'n baie diep verhouding met hulle gehad. Nou luister wat sê hy vir hulle, hoofstuk 1 vers 27, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of kan wesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Nou luister nou. Hy sê, as daar dan enige troos, sê saam met my troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Mense, dis diep goed wat die apostel hiervan praat. Baie diep goed. Maar weet jy wat? Dit is alles 'n manifestasie van die Gees van genade. Regtig? Hoor wat sê, hoor mooi. Jy moet let op wat jy lees. Troos in Christus. Vertroosting van die liefde. Hoor jy dit? Een gemeenskap van die Gees. Enige innige tederheid en ontferming. Dis amper soos 'n ma wat begaan is oor die klein goed. En jy weet, daar moet niks verkeerd gaan met hulle. Wat is dit? Dit is tederheid en ontferming. Tederheid en ontferming. En wat is die teenoorgestelde daarvan? Hardheid, ongenaakbaarheid, afjakkerig, neerkyk op iemand anders.
vir my te sê, dit, dat, die ander. Waar kom jy vandaan? Ek is al lank al hier. Hoor jy sit op my plek nie. Skuif nie. Waar kom jy vandaan? Ja. Kom. Ja. Dit kan so maklik daar buitekant vir jou gebeur. En dan kom jy met daai kwaaiheid hier in die kerk kom sit. En dan is jy nog al die tyd omgekrap. Nee? En nou kom haal jy dit uit hier op my. Glo my. Ek praat van ondervinding. So, ek sê, wanneer ek kerk toe kom, moet ek weet, ek my hart hier wegkry. En as ek nou by die huis bly, omdat my hart hier nie reg is, dan speel ek ons nou absoluut in die hand van die duiwel. Dan het ek my. Net soos die kombers, hy hele klop ander ouens het vir my. Ja, daar het hy my. Nee, ek moet met wrevel, met ongemakkelijkheid, met onstuimigheid, met kwaadheid, ek moet daarmee deel. En sê, Here, was my skoon, en was het net uit. Laat die gees van genade, die in my hart kom werk, bring my gemoedstemming in lyn met U. Amen? Kom ons bly genoeg. In Kolossense, hoor, dis dieselfde tram wat Paulus met hulle praat. In Kolossense 3, vers 12. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Ons vergeet baie keer wie ons is. En ouens, een van die belangrike dinge is dat jy nou moet ophou om vir mense te sê, ek is 'n sondaar, maar gered uit genade. Ja, okay, ek weet, dit is waar. Maar dis hoe jy jouself sien. En partykeer is dit die skuiwergaatjie wat jy ooplaat vir sonde om te doen. En jouself te regverdig dan. Jy moet 'n kopskuif maak. En die kopskuif is wanneer jy diep dink aan wat God se woord vir jou sê wie jy is. Hoor wat sê hy? Ek is 'n uitverkorene van God. Maar ander woorde, ek is uitgeroep. Die Here het my 'n hemelse roeping gegee. Ek is 'n heilige en 'n geliefde. Okay? Wat moet ek doen? Ek moet myself bekleed met Christus, nee. En wat is dit? Innerlike ontferming, goedertierenheid, dis troue liefde, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Jong, hy skryf dit. Maar wat is dit alles? Wat is dit alles? Waarvan praat hy? Hy praat van hoe die gees van genade die vrug van die gees in jou voortbring. En as ek 'n tekort het hieraan, dan is dit my mikpunt om so te word. En wat is die toepassing? Vers 13. Verdra mekaar. Vergewe mekaar as die een teen die ander klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.
Hierdie hoofstuk 3 in Kolossense is net eenvoudig amazing. Vir jou gees. Ok. Dis die gees van genade, ouens. Halleluja. Prys die Here. Kom ons buig ons hoof. Hoe is jou verhouding? Hoe is my verhouding met die Heilige Gees? Hoe is jou verhouding met die Heilige Gees? Vir die Here Jesus, kom vriende, gee maar oor asseblief. En die vraag is vanmôre, moes jy nie ook barmhartig wees, soos wat jy barmhartigheid ontvang het? Moes jy nie ook van harte vergifnis gegee het? Moet jy nie ook jou volle oorgawe aan die Gees van God maak? Halleluja. Sodat jy in versoening kan wees van bo en met jou medemens. En soveel te meer jou medegeloof. Here, ons het U so nodig. Ons het U Heilige Gees so nodig. Here, asseblief, vul ons met U Gees. Vul ons met U sterkte. Met die heerlike Gees van genade. Dat U naam in ons verheerlik kan word. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing, I love you with the love of God. Dis nou 'n liedjie wat jy vir mekaar sing. Okay? Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, your glory on me, and I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Dis dalk nou die geleentheid, nee, om na 'n ander ou toe te loop en sy hand te vat en te sê, I love you with the love of the Lord. En dit maak dalk 'n vreemdeling wees, nee. Okay, sing dit weer, doen dit. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see
liefde asseblief. Versterk ons deur die Heilige Gees. Die Gees van genade neem besit van ons. En Here, wie mag dalk mense wees wat vanmôre diep moet gaan dink en waarlik moet gaan verootmoedig om skoon te kom en om vergifnis te vind. Heilige Gees, U is getrou om ons te leer. U is ons trooster. Help ons daarmee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. U is verdaag.